Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lief vriende, sekerlik duidelik om hierdie dier uit te ken, 'n luiperd. Meeste van ons ken dit baie goed. Dis seker een van die gunsteling diere om in die wildtuin dan ook so raak te sien. En ons weet sy kolle of patroon lyk heeltemal anders as die van 'n cheetah, aangesien hy meer 'n patroon het en waar die cheetah 'n kol het dan ook. Maar iets oor 'n luiperd, liewe vriende, dit is seker een van die diere wat baie eensaam leef. Die mannetjies leef die meeste van die tyd eensaam. Hulle kom amper net by die wyfies in paartyd. Verder het die wyfies die kleintjies wat hulle dan groot maak en dan is hulle ook vir 'n kort tydjie weer alleen totdat hulle weer aan paar. So, liewe vriende, is dit 'n dier wat in geweldige eensaamheid dan hom ook so sal bevind dan. Nie dat dit hom pla nie, ek dink hy verkies dit dalk so, maar ons kan nogal ietsie net ook leer hieruit, liewe vriende, en dit is dat ons as kinders van die Here moet sekerlik 'n afgesonderde lewe leef, maar in oorwinning, nie in selfbejammering nie, in oorwinning, en dis wat die Here vir ons sekerlik kom gee. Ons deel met u oor toren of kwaad word, en liewe vriende, vanoggend die toren van God. Ons lees in Romeine 1 vers 18, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Baie mense verstaan vandag en dink God is net liefde, liewe vriende. Die Bybel maak dit keer op keer duidelik dat die toren van God geopenbaar word en dat die toren van God oor mense gekom het. En hier word nou baie duidelik gesê dat die toren van God van die hemel af geopenbaar word oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense. Nou, liewe vriende, ons moet sekerlik dit weet. Party mense dink dat die Here sien hulle nie, maar daar vanuit die hemel weet die Here presies alles wat gebeur. En hy ken die goddeloosheid en hy ken die ongeregtigheid, en jy kan maar kwaad wees vir mense, maar die feit van die saak is, liewe vriende, die toren van God kom oor hulle wat hom nie wil dien nie. So daar is mense, hulle is dalk kwaad vir hulle ouers, oor hulle ouers met hulle praat oor godsdiens. Hulle is kwaad vir hulle familie, kwaad vir hulle vriende, oor hulle met hulle praat oor godsdiens. Maar liewe vriende, hier sulke mense moet weet, daar is iets erger wat gebeur. God se toren is oor hulle. En hulle moet besef dat hulle in 'n groot benoudheid verkeer. Verder sê Kolossense 3 vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Nou, liewe vriende, weer eens, mense wat in hierdie leefwysens lewe, moenie wonder wat gebeur nie. Die toren van God is oor sulke mense, omdat hulle ongehoorsaam is aan die Here, en sekerlik nie in die regte verhouding is met die Here. Daarom sal dit sekerlik kom. So mense moenie wonder oor die toren van God nie. Dis 'n realiteit as jy met sonde besig is. En dan sê Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. So eintlik volgens die Bybel is dit so, dat elke mens is onder die toren van God, totdat hy of sy hulle bekeer tot die Here, en vra dat die Here hulle red, hulle wederbaar. Dan, liewe vriende, verander hulle eers, dan eers word die toren van God oor jou lewe weggeneem. Dit is ook met belangrik is om tot bekering te kom, want anders bly die toren van die Here op jou, en jy sal deur God se toren dan eendag in die hel gewerp word. Daarom is dit belangrik dat jy moet weet dat jy die Here aangeneem het as die verlosser en saligmaker. Liewe vriend, kan ek vandag vir jy vra, het jy al waarlik tot bekering gekom? Jy mag dalk kwaad wees vir die kerk en kwaad vir mense en kwaad vir baie dinge, maar is die toren van God nog op u lewe? Dis die vraag wat jy eintlik moet antwoord. Nie hoe u oor almal voel nie, maar hoe voel God oor u? Mag u lewe so vir die Here gee. Kom ons bid. Ons dierbare Here, dankie dat daar by u genade is, en wanneer iemand besef die toren van God is oor hulle, dan kan hulle tot u roep en daar is genade. Ons bid vir hulle wat nie wil nie, Here, wat onder u toren bly. Mag hulle besef hoe dringend nodig dit is om hulle tot u te bekeer. Amen.